Hartlike goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer kan saam wees, 'n nuwe dag, 'n nuwe week. Mag die Here vir u wysheid en insig gee. Ek wil u groet met hierdie woorde van Spreuke 5 vers 21. Daar staan: want elke mens se wees voor die oë van die Here en hy weeg al sy gange. Wat 'n kosbare en wonderlike voorreg om te weet dat die alleenwyse God, die een wat almagtig en alomteenwoordig is, dat hy ook vanmôre vir my en vir jou in besonder sien. En dat die oë van die Here dan ook is op die hulpgeroep van die regverdige en dat die Here vir ons sal uitlei na waters waar rus is. Die ander kant is hartseer vir hulle wat die Here nie ken nie. Die Bybel sê ook vir ons dat elke ongeredde lewe voor die oë van die Here en hy weeg ons gange. En daarom is die pleidooi ook vanmôre in die gebed van my hart dat as u die Here nog nie ken nie, dat u sal bekeer tot hom, dat u vrede met God sal sluit deur Jesus Christus wat aan die kruis verlossing en versoening bewerk het en dat u deur die krag van die Gees lewend gemaak sal word om voortaan te lewe tot eer van die heilige naam van God. Nou ons is besig met hierdie oordeenkings, vriende, en ons dank die Here vir elkeen wat terugvoering gee. Dankie vir elke vraag wat ek kry. Dankie vir elke dankbare hart wat dan ook deel in hierdie oordeenkings, vir u wat dit aanstuur. Ons eer die Here dat hy hierdie eenvoudige pogings gebruik om sy naam te verheerlik, sy koninkryk uit te brei, en mag u dan ook vanmôre gestig word en in hierdie week wanneer ons gaan stil staan by die gedagte van hervormingsdag. So kom ons kyk bietjie na wat hierdie gedagte dan ook vir ons beteken en hoe dit op ons van toepassing is. Nou vriende, 31 Oktober is vir my 'n besondere dag vir twee redes. Die eerste ene, dit is die geboortedag van my broer gewees. Nou hy is gebore in 1972, 31 Oktober en soos u weet is hy laas jaar oorlede aan COVID op 47-jarige ouderdom en ons dank die Here dat hy ook die Here kon ontmoet het voor sy sterfdag en dat hy ook daardie getuienis in die hart gedra dat hy aan die Here Jesus Christus behoort. Aan die ander kant is die hervormingsdag 'n besondere dag in die kerkgeskiedenis. Dit was eintlik die stigting van protestantisme waar 'n man met die naam van Martin Luther onder hierdie donker kombers van Rooms-Katolisisme God se genade gesmaak het en dan ook hierdie kosbare genade aan ander mense gaan verkondig het en uitgedra het. En daar is baie predikers wat reken dat hierdie een van die grootste dae in die geskiedenis van die kerk van die Here Jesus is. Na omtrent 1000 jaar van duisternis en donkerheid in die kerk van die Here waar Rooms-Katolisisme mense weghou het van die Bybel en die Romeinse kerk soos 'n God opgestaan het en die paus eintlik aanbidding vereis het van mense, sien ons dan ook hoe die Here uit genade en deur genade 'n man soos Martin Luther, Rooms-Katolieke priester, opgewek het, 'n besondere verstand gegee het en die moed van sy oortuiging om op te staan, om dan ook hierdie beweging te begin, wat dan bekend staan as protestantisme, waarvan u en ek dan deel is, as ons weergebore is, as ons uit genade gered is. Die gereformeerde stroom is ook maar deel van die protestantse stroom, een en dieselfde. Ons vorm deel van hierdie groep wat sê, ons glo dat God se woord die absolute gesag is, en van daaruit leef ons en leer ons en beweeg ons om dan die Here welbehaaglik te wees. Kom ons doen 'n kort gebed, dan lees ons 'n vers saam, dan kom ons by hierdie baie besondere gedagte uit. Dit gaan so 5-6 boodskapies wees en u gaan ook sien waarom ons dit opdeel, want daar is 'n besondere gedagte wat na vore kom wat ons met mekaar moet hanteer. Hemelvader, ons bid nou vir wysheid dat ons ook hierdie groot dag sal raak sien, hervormingsdag, en hoe dit dan ook 'n duidelike waterskeiding gebring het in die geskiedenis van hierdie wêreld. Here, dankie dat u 'n man opgewek het soos Martin Luther, dankie dat u hom gebruik het. Hy is 'n medewerker. Here, hy is 'n man wat in die akker gearbei het en dankie dat u hom gebruik het en dat ons ook dan die vrug kan wees van sy arbeid en dat ons dan ook versadig kan word deur die werk van sy hande, omdat u hom gebruik het om u self te verheerlik. Here, dankie dat ons weet Martin Luther is dood, maar u werk gaan voort, want dit gaan oor u, die gekruisigde lam, en dankie dat u mense kies oor tye in die geskiedenis om dan 'n groot impak te maak vir u saak en u werk op aarde, sodat ons daardeur ook gestig en geleer kan word. Seën ons oordeenking en mag u vir ons wysheid gee en die verstaan daarvan tot eer van u naam. Amen. Nou vriende, daar is baie besondere dae op die kerkkalender. Ons dink aan dae soos 'n Paasfees wat 'n baie besondere dag is en ons eer die Here dat ons dan kan terugdink aan die dood van ons Here Jesus en ons kan verheug en verbly dat hy geleef het, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het om dan ook op te vaar om ons eendag te kom haal. Daar is die Pinksterfees
waar ons dan ook kyk na hoe die Heilige Gees uitgestort is. Ons dink aan dae soos Kersfees en ons dink aan Moedersdag en Vadersdag. Dis nie noodwendig Bybelse dinge nie, maar dinge wat ons vier in die kerk van die Here Jesus, nie vir enige ander rede behalwe om die mens op te roep om God beter te verheerlik nie. By Vadersdag praat ons oor hoe lyk 'n vader na die hart van God. By Moedersdag, hoe lyk 'n moeder na die hart van God. Kersfees kyk ons na die geboorte van die Here Jesus Christus, nie om hare te kloof oor 'n bepaalde dag en te sê hierdie dag en hierdie dag nie, maar dit gaan oor die gebeurtenis waar ons dan die geboorte van ons Here Jesus herdenk. Een van die afgeskeepte dae wat in die kerk van die Here Jesus nie veel oor gepraat word nie, en miskien waarvan u die eerste keer vanmôre hoor, is Hervormingsdag. En Hervormingsdag, die vraag onmiddellik is miskien, wat beteken dit? Hoekom moet ons Hervormingsdag vier en waarom is Hervormingsdag belangrik vir die kerk van die Here Jesus? En ag vriende, ek wil vir u eenvoudig sê dat Hervormingsdag is belangrik omdat hierdie man Martin Luther dan na omtrent 1000 jaar van Romeinse heerskappy en waar mense weggehou is van die woord en waar mense eintlik in ellende verval het, opgestaan het teen die sisteem en dan ook hierdie kosbare soulas na vore gebring het, waarvan ons bietjie oor gaan praat en wat ook op ons webtuiste is, naamlik Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Christu en Sola Deo Gloria. Wat beteken dit? Die skrif alleen, geloof alleen, genade alleen, Christus alleen en alleen aan God die eer. Nou ons gaan 'n bietjie praat in die dae wat kom oor hierdie 5 soulas. Nou Sola Scriptura is maar die Latynse woord vir die skrif alleen, Sola Fide is die Latynse woord dan vir geloof alleen en ons gaan bietjie na hierdie goed kyk. Maar kom ons kyk gou na die man Martin Luther en ons lees gou vir 'n vers en ons kyk gou 'n bietjie na sy lewe en hoe hierdie hervorming tot stand gekom het. Hebreërs 13 vers 7 sê, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Nou baie duidelik, die Here sê vir ons, gedenk julle voorgangers. So ons moet terugdink aan waar die kerk van die Here Jesus vandaan kom. Die kerk is nie vandag kerk omdat dit maar net uit die hemel geval het en alles maar net gebeur het soos dit gebeur het nie. Daar is rolspelers in die verlede wat ook 'n direkte uitwerking op die hede en dan ook op die toekoms sal hê. En een van hierdie manne is die man Martin Luther. Nou wil ek vir u baie duidelik sê, ons gaan nie Martin Luther verhoog nie, want die Bybel sê as ons Christus verhoog, dan trek hy mense na homself, en dis wat Martin Luther gedoen het. Hy het Christus kom verhoog, en deur hierdie verhoging van Christus het mense gered geword, en het hierdie saak momentum gekry, sodat honderde duisende miljoene siele oor hierdie afgelope paar 100 jaar tot bekering gekom het. So kom ons kyk gou 'n bietjie na die man Martin Luther, en hoe hierdie saak dan ook op my en jou van toepassing is. Nou vriende, Martin Luther is gebore op 10 November 1483 in 'n dorpie genaamd Eisleben in Duitsland. Nou baie interessant, sy ouers het hoë ambisies vir die jong man gekoester, maar 'n dramatiese ervaring waar hy deur 'n storm getuister was en gevrees het vir sy lewe, het tot 'n besluit gelei dat hy na 'n klooster toe sou gaan. Dit was iets wat mense in daardie tyd nogal gedoen het, in besonder praat ek van die manspersone. Nou as monnik was hy geweldig toegewyd, word daarvan hom geskrywe. Hy was pligsgetrou en by uitstek die een wat gepoog het om 'n sondelose lewe te lei. Nou as u gaan dink aan ons boodskappe van verlede week en voorverlede week oor die wet van die Here, was hierdie man 'n man wat die wet probeer onderhou het, en hy het ernstig gepoog om die wet te onderhou sodat hy vrede in sy hart kon kry, en hoe meer hy die wet probeer onderhou het, hoe minder het hy vrede gehad, want die Bybel sê die wet is die tugmeester na Christus, die wet kan ons nie red nie. So hierdie man Martin Luther het op 'n punt gekom waar hy eintlik sy haar uit sy kop wou trek, omdat hy nie vrede kon kry nie, alhoewel hy alles in sy vermoë gedoen het om dan hierdie vrede te verkry deur die onderhouding van die wet. Hy kon nooit hierdie vrede gekry het nie, vriende, al het hy alles in sy vermoë probeer om mense te behaag en om God te behaag. Hierdie man Martin Luther het op 'n stadium in sy lewe gekom en gesê, weet jy wat, dit help nie as ek probeer mee nie. Ek staan onder God se oordeel, ek sal hel toe gaan, dit maak nie saak wat ek doen nie, hierdie God sal ek nooit kan behaag nie, ek sal nooit tevrede kan stel nie. En Martin Luther het eintlik op 'n punt van wanhoop gekom, en op 'n stadium in sy studies, toe lees hy Romeine 1 vers 16 en 17, en daar staan, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek.
Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskryf is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. U sien, die regverdige sal uit die geloof lewe, nie uit die werke nie. Ons word gered uit genade deur geloof. Wat is geloof? Dis eenvoudig om te sien dat ek myself nie kan red nie. Ek kan nie ontslaa raak van my eie sonde probleem nie. Ek moet die oplossing buite myself soek. Die antwoord is nie binne myself nie. Dis nie in my goeie werke nie, maar in die Here Jesus Christus. En om deur geloof te kyk na Christus beteken eenvoudig om te sê, Here, net U en U alleen kan my sonde vergewe. Ek werp my skuld op Jesus, die vlekloos lam van God, die sware las van sonde dra hy, o salig lot. Ek werp my vloek op Jesus, 'n vloek geword vir my. En dis waaroor dit gaan. Toe hierdie man, Martin Luther, hierdie verse lees, dat ons geregverdig word uit die geloof, en dat ons gered kan word op hierdie manier, het hy redding gesmaak en deur die geloof dan ook tot bekering gekom en die verlosser Jesus omhels, en dit het vrede in sy siel gebring. Nou, as briljante student en geleerde het hy later sy doktorale studies voltooi en hy klas begin gee by die Universiteit te Wittenberg in Duitsland. En daar, vriende, het hy begin agterkom hoe verkeerd die Rooms-Katolieke Kerk in hulle verstaan van die skrif was. Hy het gesien hoe die paus eintlik 'n mate van 'n godheid probeer uitoefen oor mense, en dat hy die een is wat namens God vir mense sê wat om te doen en hoe om die skrif te verklaar. En Martin Luther het begin opstaan teenoor hierdie stelsel, en ons gaan bietjie môre verder kyk hoe die Here hom gebruik het en hoe hy by die konsilie van Worms moes getuig het en hoe hy moes kom staan het en dan ook vir die paus en vir die ander manne gesê het waarom hy glo soos hy nou glo en hoe dit die hervorming teweeggebring het. Mag die Here vir u en my wysheid gee dat ons voorgangers sal gedenk. Dink bietjie terug aan mense wat in jou lewe 'n belangrike rol gespeel het om jou by Christus uit te kry, en dank die Here vir hulle en verheerlik sy naam. Mag die Here ons genade gee, mag hy wysheid gee dat ons hom kan verheerlik. Ons gaan môre aan met ons Bybelstudie oor hierdie saak, en mag die Here dan ook vir ons opwek om dan ook soos Martin Luther op te staan in die tyd waarin ons leef met so sê die Here. Seën vir u vir die dag, tada.